ons en ons sê vir U dankie vir U genade in ons lewens. Dankie dat dit wat ons sing waar is, dat ons kettinge is weg. En dat U genade is 'n unending flood. Maar dankie dat dit 'n implikasie in ons lewens het en vanmôre bid ek in ons harte en ons denke en veral ten opsigte van vanoggend se boodskap dat U ons sal help om ons denke te vernuwe en dat ons sal ingroei en sal begin glo dit wat U oor ons sê en dit wat ons sing. Meer as alles dat ons dit sal begin lewe. Ek bid vir 'n vrede en 'n kalmte nou dat ons U woord kan ontvang en dat U woord 'n impak in ons lewens sal hê vanmôre. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, U kan U sitplek inneem. Ons gaan 'n bietjie herhaal rondom dit en vir U vra om op die fone, YouVersion of the Lie as jy 'n slim foon het en dit vir jou te download. Dis 'n gratis app. Jy gaan na jou App Store, jy download dit en dan kan jy Bybelvertalings ook aflaai dat jy nie op die lug hoef te wees om te kan lees nie. So asseblief kry dit en as jy dan in die diens is jy welkom om in te tik Dei Gracia of Dei en Centurion wat ook al, dan sal jy ons gemeente se preeknotas daar kry en jy kan dit dan volg. As jy 'n iPad het, is jy ook welkom om dit dan saam te bring. Ons wil jou aanmoedig om hierdie reeks oor en oor te luister. Ek dink dit is so radikaal dat 'n mens dit moet al verwerk. So ek vra jou, luister dit oor en oor, laat dit deel word van jou hart, deel word van jou gees. As jy nog nie laasweek 'n boekie gekry het nie, kry vir jou 'n boekie dat jy die dagstukkies kan volg en jy kan dit ook aflaai op die webwerf. Ons is besig met 'n reeks wat sê, waar is ek? En ons antwoord die vraag, is ek in die eerste Adam of is ek in die tweede Adam? En ek gaan so 'n bietjie vanmôre daaroor weer uitbrei. Maar ons tema vir vanmôre is die bevrydende mag van genade. So vanmôre praat ons oor die bevrydende mag van genade. En na verlede Sondag het van die mense vir my gesê, "Eers dan net dis amper half verwarrend want vir jare het ons een ding geleer in die kerke en in die wêreld, maar ons besef dis wat in die Bybel staan, maar sjoe, dis 'n groot mindshift om te maak." Nou dit wat ons tans met jou deel is dalk vir jou nuut en party ouens nou in kerklike wêreld, die charismate sal sê dis diep, jy weet, is diep. Nou en ek het 'n teologiese dosent gehad, as hy nou vir jou 'n groot ding deel, dan het hy sy stem so snaaks gemaak. Ek weet nie hoekom het die ouens dit gedoen nie. Dan het hy so 'n lisp in sy stem gekry en sê hierdie is openbaringskennis, jy weet nou nee. Ek speel net. Hierdie is woord van God. Maak jou hart en jou mind oop en sê vir jouself, ek haal kerkbril af, ek haal godsdienstige bril af en ek wil graag ontvang wat God vir ons gee. Ek bid dat die Here vir ons verligte oë van ons verstand sal gee, dat ons minds hierdie goed sal begin snap. Dalk het jy verlede weekie weggery en gedink, nou waaroor is hierdie bohaai wat daar nie oor gaan? Hoekom is dit so belangrik? Ek persoonlik beskou hierdie 4 preke as sekerlik die belangrikste preke wat ek in my lewe met jou kan deel. Ek is besig om planne te maak. Ek wil dit by meer mense kry. Ek weet nog nie hoe nie. Ek wil DVD's maak en dit by huise gaan aflaai. So radikaal is dit vir my. Ek weet die vyand is unhappy oor hierdie reeks. Ek kan sien aan dit wat gebeur en dit maak my meer vasberade om dit by almal te kry. So ons gaan hierdie onderwerp van om te verstaan waar ek is, gaan ons deurtrap en ek gaan probeer om dit vir jou verstaanbaar te maak. Jy moet verstaan, elke week gee ek 'n stukkie. So as jy nie laasweekie was nie, kry vir jou 'n CD of gaan download dit van die internet af. Maar ons het verlede week begin deur te sê, dis onmoontlik om 'n probleem op te los as jy nie verstaan wat verkeerd is om mee te begin nie. En dis net onmoontlik. Jy kan mos nie 'n probleem oplos as jy nie weet wat fout is nie. Dis as daar iets gebeur in 'n rekenaar en die rekenaar is stukkend, dan kan ek weet nie wat om te maak met die rekenaar, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dan is die ding is, ons wil baie keer die probleme in ons lewens oplos, maar ons weet nie waar daarmee te begin en met myself nie. Party van ons het al sielkundiges gaan sien. Party het al verskillende paaie geloop om hierdie probleem met jouself op te los. Jy het al geld betaal om hierdie probleem in jou lewe op te los. Maar hier is dit, as jy nie weet wat die werklike probleem is nie, as jy nie weet wat die probleem in jou lewe is nie, kan jy nie daaraan werk nie, kan jy nie die probleem oplos nie, kan jy nie wen nie, en jy het dalk idees in jou lewe, jy kan dink, weet jy wat, dis dalk die ouer huis waarin ek groot geword het, of dis wat my pa aan my gedoen het, of wat my ma aan my gedoen het. Paulus het verlede week vir ons duidelik die antwoord gegee, ons gaan 'n paar oomblikke daarby stil staan. Paulus het ons geleer, wat is die probleme?
Nou die ding is dit, ons almal het dinge wat moet verander. Hier's nie een van ons wat hier sit wat goed het wat nie moet verander nie. Ons almal het uitdagings in ons lewens en ons gaan in die volgende 2 weke direk na die oplossings kyk hoe om dit te verander. Maar ek wil vir jou sê, as jy erns met God se woord gaan maak, is dit baie baie belangrik dat dit jou lewe sal raak. Jy moet jou hart oopmaak. Jy moet vir jouself sê, ek maak my mind oop dat hierdie woord met my mag praat, dat hierdie woord 'n verandering in my lewe kan inhaal, want ek wil uitkom by die wenne in my lewe. Nou, verlede week het ons geleer dat ons het 'n stryd. Ons noem dit 'n ding. Party ouens sê ek het hierdie ding in my lewe wat herhaal, ek het hierdie ding wat sekere goed in my lewe veroorsaak. Paulus skryf dit in Romeine 7 vers 15. Hy sê, ek verstaan my eie doen en late glad nie. Dit wat ek graag wil doen, laat ek na, maar dit wat ek veraskie, juis dit doen ek. Kan jy daarmee assosieer? Is daar goed wat jy al gesê het, ek wil hierdie ding nooit weer doen nie. En as jy jouself kry, dan doen jy hierdie ding weer. Dan is jy weer in dieselfde mode, weer op dieselfde plek. Paulus gaan verder, hy sê, maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde wat in my doen, en jy moet dit verstaan vanmôre in die konteks van verlede week se boodskap. Ons is almal nasate van die geslag van Adam. Ons het geleer dat deur die sonde van een mens, ons gaan nou meer daaroor sê, het daar sonde in die wêreld ingekom. En Paulus kom en hy sê, maar nou is dit, wanneer ek hierdie ding doen, wanneer ek verkeerde doen, is dit nie meer ek wat dit doen nie. Nou praat hy van homself as kind van God. En hy sê, maar dis eerder die sonde wat in my woon, hierdie natuur. Vers 18, hy sê, ek weet dat ek ten minste van my luister na sy woorde, ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte vir die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Paulus sê ek het hierdie dilemma in my lewe as ek na die ou sondige natuur kyk, as ek na my lewe vanuit Adam kyk, is daar iets wat my dryf. Hy sê ek wil goeie goed doen. Ek besluit ek gaan hierdie goeie ding doen, ek besluit ek gaan hierdie regte ding doen, maar ek besit nie die vermoë om dit reg te kry nie. Vers 19. Hy sê, ek versuim die goeie wat ek graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie. Dit doen ek. Hy sê in vers 20, hy sê, as ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. En ons het jou verlede week geleer dat sonde is 'n selfstandige naamwoord. Ons het van sonde 'n werkwoord gemaak. Ons probeer aan sonde sekere name gee. Ons sê sonde is drank of is pornografie of is dit of is dat en ons maak sonde name. Paulus leer vir ons en hy sê sonde is nie 'n werkwoord nie, is 'n selfstandige naamwoord. Hy sê dis 'n natuur wat binne in jou is. En vir jare in die kerk gee ons aan sonde 'n klomp name en ons sê daai naam wat jy doen en al wat ek doen is as ek vir sonde 'n naam gee, as ek sê jy moenie hierdie botteltjie steel nie, al wat ek reg kry is ek maak jou die heeltyd van die botteltjie bewus. Jy al agtergekom as jy 'n ding nie meer wil doen nie, dan is dit asof dit in jou gesig inspring. Dis asof hierdie ding jou bekruip. Hy sê, as ek versuim om wat ek graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, hy sê, en dan sê die sonde wat binne in my woon, hierdie natuur, dis nie 'n werkwoord wat binne in my woon nie, dis 'n selfstandige naamwoord, dis 'n natuur. Dan kry ek myself, ek het dit alweer gedoen, en dan kom ons by 'n slegte plek. Ek doen hierdie ding, ek herhaal hierdie ding, ek doen dit weer, en dan kom ek by 'n plek waar ek myself regverdig. Ek begin stories maak. Ek begin sê, weet jy wat, ag ons lodders het maar 'n temperament. Julle verstaan nie, my ma was 'n Duitser en my pa 'n Engelsman, 'n gemors. Sit daai twee temperamente bymekaar. Ek is gebore om te fight, man. Jy weet, dis wat ons doen. Ons kleer hierdie goed in ons wil onsself regverdig met dit wat ons doen. En ons leer ons honde selfvernietigende gewoontes af. Ons kry dit reg om diere te leer om nie droog te maak nie. Ek was nou die dag by mense, hulle hond bly sy oorstuk in krap. Toe het hulle vir hom so 'n plastiek ding aangesit, shame die arme hond se selfbeeld, hy lyk soos 'n lamp. Hy lyk genuine soos een van hierdie lampe wat langs.
Nou sê ek, wat maak julle? Hulle sê nie, hulle leer hom nie om selfstikkend te krap nie. Hulle sê dit werk. 2 weke as hy daai ding op en dan krap. Ons kry dit reg vir ons honde, maar ons kry dit nie reg vir onsself nie. Van ons het gewoontes wat dit kom terug en dit voeder jou huwelik op, dit voeder jou finansies op, dit voeder jou verhoudings met jou medemens op, met jou man, met jou vrou, met jou kinders op. Jy het goed wat net bly terugkom en dit bly dinge aan jou doen. En dit bly 'n invloed op ons het. Weet jy hoekom? Want die hele mensdom na die sondeval van Adam is 'n geslag van Adam en is gebore met hierdie natuur binne in hulle. En dit maak dat almal is skuldig aan sonde en almal leef onder die veroordeling van sonde en almal leef onder die mag van sonde, want hierdie natuur werk in mense. Maar dit gaan verder as dit. En ons het verlede week vir jou geleer dat die oorspronklike sonde in die tuin van Eden was nie dat hulle van die vrug geëet het nie, dis die werkwoord. Die oorspronklike sonde in hulle harte was, ek wil onafhanklik van God wees. So om sonde te doen is om onafhanklik van God te wees, om onafhanklik van God te lewe, om onafhanklik van dinge. So met ander woorde, wanneer ek kom by 'n plek, wanneer die Here vir my sê ek moenie en ek bly daai ding doen, dan doen ek 'n keuse om onafhanklik van God te beweeg. Nou kom ons en ons bly hierdie sonde woorde dinge doen. Maar vanmôre kom ons en ons hou op om met die werkwoord te deel, want as ons met die werkwoord wil deel, dan gaan ons agterkom, jy kry dit reg miskien om nou op te hou om hierdie ou botteltjie te steel, maar dan sit iemand anders hierdie goed voor jou neer en dan steel jy dit. Want een werkwoord lei maar net tot die volgende werkwoord, want jy bly bewus van hierdie goed. Jy bly bewus van hierdie probleem in jou lewe. En ons wou gedeel het met die werkwoord en ons het verkeerdelik deur die jare probeer deel met die werkwoord. Ek het groot geword in 'n kerk wat hulle het 'n manier gehad waar hulle kerk hou. Die eerste diens op 'n Sondagoggend het hulle genoem 'n erediens. Dan die aanddiens het hulle genoem 'n evangeliediens. Nou ek weet daai tyd was daar nie baie kameras nie, maar ek sweer daai dominees het Big Brother kameras gehad. Op 'n Sondagaand het hulle sonde gepreek. Hulle het jou vertel hoe sleg jy is. Dan onthou ek alles wat ek hierdie week aangevang het. Ek sweer hulle het heaters onder die seats gehad. Dan voel dit vir jou, jy begin dit nou te brand. Dis nou nie lekker meer nie. Dan aan die einde van die diens sê hulle vir jou, jy's 'n sondaar, jy gaan hel toe. Nou moet jy agter hulle dit 'n bidkamer genoem. Nou moet jy bidkamer toe gaan. Nou moet iemand vir jou bid dat jy uit jou sonde uitkom. En dan maandag, want onthou ons het gedeel met 'n werkwoord. Maandag bly die ou natuur terugkom, dan kry ek myself weer, dan sê ek die eerste ou wat weer die vreeslikste grap vertel, en teen Woensdag het ek weer iemand gevoeter, en teen Donderdag aan drink ons maar weer. Want vir jare het ons probeer deel met die werkwoord, luister mooi, ons moet deel met die eerste Adam se natuur, verstaan u dit? Hierdie is kern vanmôre. Hierdie boodskap is vir my een van die belangrikste ding. Ons moet deel met die natuur en jou natuur is jou meester. Gaan dink daaroor. Dis daai ding wat jy jouself mee label. Jou natuur is jou meester. Hierdie natuur sal maak dat jy sekere dinge doen. Dan as jy klaar is, dan jy half geskok en dink jy ek het dit wragtig weer gedoen en ek het nie eens daaraan gedink nie. Dis hoe skrikwekkend dit is. En dan kom Paulus en hy eindig hierdie stuk met selfbejammering. Hoor hoe praat Paulus daaroor. Hy sê arme ek. In die ou vertaling sê hy wee my. Dit klink so religious, wee my. Hy sê wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die ou vertaling sê ek elendige mens. Hy sê ek is 'n elendige mens. Die Engelse vertaling sê wretched man am I. Weet jy wat? Wanneer 'n ou uitroep ek is 'n elendige mens, is dit nie oor Paulus met sy donkie te vinnig gery het nie. Dis nie oor hy sy sandals nie afgestof het en nou gaan die vroumens met hom raas oor hy weer stof in die huis getrap nie. Hy verstaan hier's 'n natuur en is boos en is iets wat dinge laat doen in my lewe en ek vang goed aan wat ek nie moet aanvang nie en ek sukkel met hierdie ding. Weet jy wat? Ek kry dit reg. Ek begin 'n pad met God te stap en dan gaan dit alright vir 3 dae en dan val ek myself weer bloedneus. Dan's ek weer in hierdie ding. Dan doen ek weer daai ding. Hy sê ek is 'n elendige mens, wat kan ek doen om hierdie ding? Hy praat nie van 'n werkwoord nie, hy praat van 'n natuur. Wat kan ek doen om hierdie natuur in my lewe te wen?
Want hierdie natuur is iets vieslik. Maar nou is die kern van Romeine 4 vers 7 vers 24 is dit. Hy sê, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Kyk, ek het dit vir jou groot gemaak, wie, en ek het dit gehighlight. Hy sê nie, wat kan ek doen nie? Jy sien, vir jare probeer ons dinge doen. Vir jare probeer ons om sê, ek gaan hierdie botteltjies net wegsteek. As ek dit wegsteek, kan ek hierdie ding wen. Dis nie wat gaan ek doen nie. Dis nie wat moet ek uit my huis uithaal om te wen nie. Dis nie watter bevryder wat buite myself lê moet ek gaan sien om my te help om uit te kom, of watter kursus moet ek loop om hierdie ding te wen nie. Die vraag is nie wat moet ek doen nie, die vraag is wie sal my uit hierdie ding uit red? Vanmôre moet jy verstaan, hier's die ding, want onthou ons praat van sonde as 'n natuur van onafhanklikheid van God. Is vanmôre moet jy verstaan, daar's niks wat ek kan doen nie. Want as ek by dit kan doen, dan sê Efesiërs vir my, uit genade, luister mooi, uit genade is julle gered. Hy sê, dis 'n gawe van God, dis nie uit jouself nie, sodat niemand kan roem nie. So dis nie wat kan ek doen nie, dis die wie kan ek kom en ek moet by wie kom en ek moet verstaan, ek self kan dit nie doen nie. Die vraag vir môre is, wie kan my red? Nou kom Paulus en hy gee hierdie antwoord in vers 25. Hy sê, die antwoord hierop, hy sê, hier's die antwoord, ek ellendige mens. Hy sê, hier's die antwoord, wie gaan my red? Jesus Christus, ons Here, en ek dank God daarvoor. Daar is 'n wie. En die wie moet jy vanmôre verstaan, en probleem is, ons het hierdie wie gehoor, ons het gehoor, hierdie wie is Jesus, en hy het gesterf aan die kruis, maar ons het nie die implikasie daarvan nog ooit verstaan nie. Die wie is enorm groot, dis Jesus Christus, en ons dank God daarvoor. Onmiddellik kom ek in afhanklikheid in. Die oplossing is nie, gaan ek meer wilskrag kry nie. Jou probleem, hoekom jy daai ding in jou lewe nie wen nie is, want jy dink, ek moet die wilskrag kry, of jy dink, ek moet die oorwinning behaal. Jy het geen oorwinning om te behaal nie, die oorwinning is klaar behaal, die antwoord lê in die wie. Amen. Nou is ons probleem vir jare, ek moet hierdie ding wen in my lewe. Nee, jy moet niks wen nie. Jy moet submit. Want daar is 'n hy, Jesus Christus. Die antwoord is Jesus Christus, ons Here, en ek dank God daarvoor. Hoe het Paulus gewen? Hier's die ding. Ons begin verstaan dat daar's 'n wat. Die wat is 'n ou natuur. Is julle met my? Hierdie is kardinaal vanmôre. Die wat is 'n ou natuur. Is julle daar? Right. As ek die wat met die wie, Jesus Christus, kan kombineer, is ek onmiddellik in victory in. Dis hoe Paulus gewen het. Hy het die wie en die wat gekoppel, en daar's oorwinning die oomblik wanneer ek dit doen. Julle onthou, verlede week het ons gesê, daar was 'n eerste Adam. Hy sê in Romeine 5:15, hy sê, want deur die oortreding van hierdie een mens, hy sê, deur hierdie oortreding van hierdie een mens, Adam, het die dood vir baie veroorsaak. Julle moet saam met my bly vanmôre. So, deur hierdie oortreding van wat Adam gedoen het, is ek en jy in die moeilikheid. Is daar dood vir ons almal. En almal het hierdie natuur. En jy moet vanmôre verstaan, deur die natuur van Adam, deur die bloed van Adam, is ons almal besmet. Kom ek verduidelik dit gou vir julle. Dalk weet julle dit, dalk weet julle dit nie. Het julle geweet dat die bloed van 'n baba word deur die pa bepaal? Het julle dit geweet? Dis moontlik dat jy as vrou kan B-positief wees en die kind baba wat jy dra is O-negatief. Het julle dit geweet? It's amazing, né? It's amazing. Die bloed van 'n baba word deur die pa bepaal. Deur een mens se sonde, Adam, is die hele geslagslyn na hom, ons almal, besmet deur die mag van sonde. En nou kom ons na die ander kant toe, nou Romeine 5 vers 15, die tweede deel. Maar die ander mens, maar moes ek eintlik vergroot het, maar die ander mens, Jesus Christus, het soveel meer gedoen. Die genade van God, ja, sy genade geskenk wat hy deur Jesus aan baie mense gee. En vir jare hou ons vas aan daai ene. Hy sê, maar, daar's 'n rede vir die maar, daar's iets groter, hy het baie meer gedoen. Maar Jesus Christus, die tweede Adam,
Die eerste Adam het ons almal besmet. Kom ek sê gou vir julle, waar lê sy bloedlyn? Gaan lees Matteus 1. Dit is 'n vreeslike bloedlyn. As jy dit gaan lees, die ene was die pa van daai ene en daai in Jesus se bloedlyn staan daar was Ragab wat 'n hoer was en daar was 'n paar ouens wat geknife het en dan dink jy, o, hier kom moeilikheid. En dan vers 17 dan sê hy, en die geboorte van Jesus Christus was dan so, voordat Josef en Maria bymekaar gekom het, was Maria bevrug deur die Heilige Gees. Ander bloedlyn, sonder sonde. En nou is ons in Christus en ons is wedergebore in die geslag van Christus. So, 'n ander bloedlyn het 'n invloed op ons. Hy sê, want hierdie een mens se sonde, Adam se sonde, het gelei tot veroordeling, maar ons ontvang die genadegeskenk van God se vryspraak, al is ons skuldig aan 'n menigte oortredinge. Terwyl ons hier was, en in die kerkwêreld vir jare, was ons posisie in Christus bepaal deur ons wen van sonde. Baie van julle sit vandag nog hier, en jy dink, ek is nie waardig nie, my posisie in Christus is nie goed nie, want ek wen nie. Jy moet saam met my bly. Jou posisie word nie bepaal deur jou wen nie. Jou posisie volgens die woord van God word bepaal deur wat Christus gedoen het. Hallo. Hy sê, jy ontvang vryspraak, al is jy skuldig. Dit is asof dit bomskok is, julle moes nou almal amen gesê. Hier is die goeie nuus. Beteken dit ek gaan leef? Nee, ons gaan nou daarby kom. Maar jy moet vanmôre dit verstaan. My posisie van wen word nie bepaal of ek wen nie. Al is ek skuldig aan baie foute, kry ek vryspraak as gevolg van wat Christus vir my gedoen het. Christus se werk is groter, sê Romeine 5. Christus se dood het die potensiaal dat jy weergebore kan word uit hierdie verkeerde geslag. Onthou, dis nou, ek is nie meer in die bloedlyn van Adam nie. Ek is nou in die bloedlyn van Christus. Dis die potensiaal wat daar is. Nadat ek in 'n verkeerde geslag gebore is, word ek wedergebore. Hoe vind wedergeboorte plaas? Dis eenvoudig. Ek verstaan, ek is verlore. Ek is in die geslag van Adam. Ek kan myself nie red nie. Ek kan nie die wet onderhou nie. Ek het 'n verlosser nodig, Jesus Christus. Dan kom ek by 'n plek waar ek verstaan, dis wat ek is. Dan wat moet ek bely? Hebreërs sê ek moet een ding bely. Ek moet bely dat Jesus my verlosser is. Nou kom ek by 'n plek. Ek sê, Here, ek kan myself nie red nie. Ek bely dat U die seun van God is, dat U vir my gesterf het, dat U bloed vir my gevloei het. Op daai oomblik word ek weer gebore en ek is weer gebore in 'n nuwe geslag. Ek word uitgeplaas uit Adam in die geslag van Jesus Christus. En ek is 'n nuwe skepping. Ek is vry van die mag van sonde. Jy sê vir my vanmôre, Dani, dis onmoontlik. Onthou net, dis week 2, is nog 2 weke oor. So, just keep up with me. Ons gaan vir jou goed leer en ek leer jou suiwer wat in die woord van God staan, maar jy moet jou hart oopmaak en begin glo wat in die woord van God staan. Nou kom Paulus en hy vra 'n vraag. Hy sê, beteken, nou vra hy 'n vraag, hy sê, beteken dit dan nou dat ons in die sonde moet voortlewe, sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Beteken dit nou, as ek in hierdie nuwe geslag is, en ek word vrygespreek ongeag van waar ek is, beteken dit ek kan voortleef in sonde, ek kan nou maar sê, okay, wel ek is vry, ek kan doen wat ek wil? Hoor hoe antwoord hy dit, hy sê, hoegenaamd nie. Die Grieks daar is 'n kragwoord, nou, ek is bietjie bang om dit te vertaal, want my verwysing van kragwoorde is bietjie radikaal. OK. So kom ons sê, bly daarby. Hy sê, nee, hoegenaamd nie. Hy sê, ons is immers dood vir die sonde. Dis tog onmoontlik. Hoor die woord wat hy gebruik. Hy sê, dis onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Dis onmoontlik. Hy sê vir my, dit is nie, want ek sukkel. Hier's dit. Luister. Hy sê ons is dood vir die sonde. Dood beteken jy's dood. Jy moet verstaan. Dit gaan dalk rof in jou lewe. Jy sê dalk vanmôre vir my, Dani,
hierdie goed is 'n pie in the sky. Jy leef nie met die man waarmee ek getroud is nie. Of met die vrou wat ek het, of die kinders wat ek het, of die baas wat ek het. Jy ry nie in die verkeer wat ek elke dag ry nie. Party van ons kry onsself jammer daaroor. Party sit hier, jy sê vir my, al daai goed is niks, jy het nog nie my skoonma ontmoet nie. Kom ons los daai een, ek sien nie eens van hulle hier vanoggend, so ons gaan nie daaroor praat. Paulus vra, hoekom is dit dat as jy vrygekoop is, jy steeds besig om te leef in sonde, nog steeds met jou lyf sonde doen, jy doen sonde met jou hande, met jou brein, met jou voete, met jou oë. Hy vra die vraag, hoekom bly jy ja sê? Hy vra die vraag, hoekom bly jy ja sê vir hierdie ou slawedrywer, die ou natuur, terwyl jy in Christus is, terwyl daar 'n nuwe natuur is? Hoor nou. Onthou dit staan in jou Bybel ook, dis nie net in my Bybel nie. Ek sien van julle oë is net so groot. Luister wat sê Romeine 6 vers 3, ek gaan hom afbreek in stukkies. Hy sê, of het julle dan vergeet? Hier gebeur 'n werklikheid. As ek weer gebore word, is daar 'n werklikheid. Maar nou gaan ons aan en ek struikel en ek val en nou kom ek weer terug by die ou label, ek ellendige sondaar, ek gaan dit nie maak nie en ek begin die werkwoorde weer issues maak. Hy sê, hey, stop dit. Hy sê, het jy vergeet? Het jy vergeet, ons het met die doop een geword met Christus. En vanmôre gaan ek vir jou iets radikaal leer en ons het 'n deal in die gracia en ek weet ons is van verskillende kerke, ek maak nie verskoning ooit as ek die waarheid van die woord deel nie, is julle okay daarmee? Nou 'n Bybelse manier van doop is nie 'n baba nie, is 'n volwasse of 'n groot mens of 'n kind wat tot insig kan kom. En wanneer jy tot insig kom van Jesus is my verlosser, word jy gedoop. Hierdie doop is die woord, Griekse woord is baptisto, wat beteken om in te druk, om onder te dompel. Hoekom is dit belangrik? Want dit is 'n teken van ek vereenselwig my met Christus se dood. Is julle met my? Nou kom Paulus en hy sê, het julle vergeet dat ons met die doop een geword het met Christus Jesus en saam met hom gesterf het? Ek gaan hierdie ding mooi vir julle probeer verduidelik vanmôre. Hy weet jy dan nie dat Christus se werk, hy sê eintlik, weet jy nie dat Christus se werk is groter as die werk van sonde nie? Weet jy nie dat, ja, dis waar ons gaan hemel toe, maar daar's 'n lewe van wen hier op aarde en dis hoekom baie mense kwit op verhouding met God, want hulle beleef nie die wen hier op aarde nie. Weet jy nie, die doop is gelyk aan die dood, om gebapties toe te word. Nou moet jy hierdie ding verstaan, wees nou met my. Toe ek in hierdie ou wêreld was, in die ou natuur was ek deel van die eerste Adam. Is julle okay daarmee? Is julle met my? Okay? Was jy daar toe Adam sonde gedoen het in die tuin van Eden? Was jy daar? Kom, ons was nie daar nie. Maar die invloed van wat Adam gedoen het, is 'n invloed op almal van ons. Is julle met my? So, jy sê is unfair, ek weet, na die sondeval is niks fair nie. Kinders gaan dood, mense kry kanker, slegte dinge gebeur. Dis unfair, want dis wat sonde doen. Sonde is vernietigend, want dis 'n mag, dis nie 'n daad nie. Is julle met my? Nou kom ons, hy sê, alles wat waar was van Adam, is nou omdat ons in hierdie bloedlyn is waar van ons. Is dit 'n goeie afleiding om te maak? Dieselfde stryd wat Adam gehad het ek en jy, dieselfde versoekings wat Adam gehad het ek en jy. Maar nou sê hy, weet jy nie dat toe jy gedoop is, het jy dood gegaan, toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe jy tot wedergeboorte gekom het en oorgekom het uit die eerste Adam in die tweede Adam, toe verander jy van eienaarskap, toe verander jy van natuur. En ons sê toe jy in Adam was alles wat waar was oor Adam, maar hoor wat gebeur nou in 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê God het immers in Christus die proses begin dat jy wedergebore is. Hierdie geboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie. Hy praat van verganklike saad. Hy sê wat die lewe wat hulle julle gegee het, loop uit op die dood. Hy sê die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig. Sê saam met my, vir ewig. Hy sê hierdie nuwe lewe is nie hierdie tydelike ding van eendag bo, eendag onder, ander dag onderste bo nie. Dis 'n lewe wat vir ewig is.
Hy sê, want dit kom van die ewige en lewende woord van God. Wie is dit? Van Jesus af. Is julle nog oké saam met my? Toe Christus gesterf het, hier's dit nou, toe ek hier was ek deel van Adam. Alles wat hy vir hom waar was vir my waar. Is julle met my? Toe Christus gesterf het, en toe ek in die doop deur die dood deel geword het, word alles wat van Christus waar is, nou waar van my. Het julle hom? So nou is ek in Christus. Nou is dit wat waar is van Christus, is nou waar van my. Weet wat noem ons dit? Ons noem dit geloof. Hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om hierdie journey te stap. Dis nodig dat ek en jy sal begin glo wat die woord van God oor ons sê. Amen. Romeine 6 vers 4. Deur die doop is ons saam met hom begrawe. Deur die doop word wat waar is van hom, waar van my, is ek saam met hom begrawe. En as mense wat deel in sy dood. Snap julle hom? So, dis belangrik dat ek sal glo en dat ek sal toepas wat ek glo in my lewe. En nou kan ons net soos wat Christus deur hierdie heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook 'n nuwe totaal nuwe lewe lei. So, hier's die amazing ding. Toe Jesus dood is deur sonde, toe kom God deur 'n magsdaad, deur sy Heilige Gees, en hy wek Jesus op uit die dood. Hy sê nou, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon binne in my en jou. Maar ons woordeskat is verkeerd. Ag, ek sal maar struggle, ek sal maar hier bly. Hy sê nee, weet jy nie, jy's dood. Deur die doop het jy opgestaan, en deurdat jy glo wat Christus gedoen het, word jy deel, en alles wat deel is van Christus, word deel van jou lewe. Al die implikasies van sy dood en opstanding is waar ten opsigte van jou. Ek bly dit sê, ek wil hierdie preek in 'n negerkerk preek. Hier sou hulle almal op hulle stoele gestaan het en gejuig het. En julle sit soos 'n klomp suurtiere hier. Smile bietjie, dis goeie nuus. Dis die beste nuus wat ek in my hele lewe met jou kan deel. Jy's in Christus. Dis asof jy gesterf het. En asof jy gesterf het, is jy opstanding in 'n nuwe lewe. Jy's in 'n nuwe lewe. Weet wat, jy gaan hemel toe, dis waar, maar jy gaan ook hier wen. En dis nie jou effort nie. Luister wat sê Romeine 6 vers 6. Ons weet dat ons ou sondige self, dit staan in jou Bybel, saam met Christus gekruisig is. Luister nou, sodat sonde se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slawe van sonde sal wees nie. In hierdie oomblik nou, as jy dit snap, is daar nie een mag wat in jou lewe op die oomblik werk wat verdere invloed op jou lewe kan hê nie. Dankie vir 'n amen. Een charisma, halleluja. Okay. Gereformeerdes, knip jou oë, dis waar. Hierdie is die beste nuus wat jy in jou hele lewe kan hoor. Hy sê, ons weet dat ons ou sondige self met Christus gekruisig is, sodat sonde se mag, daai natuur oor ons verbreek kan word, en ons is nie meer slawe van sonde nie. Nou kan ek en jy opstandingslewe lei. Ons mindset oor hierdie goed kan verander. Nou is ek nie meer 'n slaaf hiervan nie. Ek is nie meer 'n slaaf vir sonde nie. Weet jy wat? Versoekings gaan kom. Hallo? En van hulle is groot. Ek weet julle heiliges beleef dit nie. Hierdie ou kry swaar party daar. En van daai versoekings roep jou. En van daai versoekings trek jou met 'n magneet aan. Maar weet jy wat? Ek gaan nie weer 'n slaaf van sonde wees nie. En jy moet hierdie ding vanmôre snap. Hoekom gaan ek hemel toe? Hoekom gaan ek hemel toe? Omdat Christus in my woon. Is julle met my? Is dit hoekom ons hemel toe gaan? Hy sê in Efesiërs, hy sê, hierdie verborgenheid maak ek aan julle bekend, wat voorheen vir almal verborge was. Hy sê, dat Christus leef in jou, en dis jou hoop op heerlikheid, dis jou hoop dat jy dit gaan maak. Hoekom? Ek maak dit omdat Christus in my is. Maar weet jy wat? Hoekom gaan jy dit maak op aarde? Hoekom? Omdat Christus in my is.
Jy moet hierdie ding vanmôre snap. Dis nie my effort nie, dis oor Christus in my en ek gaan jou nou verduidelik. Romeine 6 vers 7. Hy sê want as iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. As iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. Ons moet by 'n plek kom waar die waarheid van God se woord bepaal wie en wat ons is. Bottom line. En hy sê, jy sal vry word. En as jy dood is, kan jy nie verlei word nie. As 'n ou doodgaan, en hy was 'n alkoholist, kan ek 'n hele bar in sy kus pak. As jy weer by die kus kom, gaan alles nog daar wees. Jy kan nie 'n lijk temp met 'n chocolate nie. Skus, dit klink ligtelik vir julle, maar dis die waarheid van die woord. Jy moet vanmôre verstaan, dis 'n lijk, hy's dood. Hy sê toe jy sterf saam met Christus, het al die voordele van wie hy is deel van jou lewe geword. Met ander woorde, toe hy sterf, het ek saam met hom dood gegaan. Ek glo dit, ek is saam met hom dood. Saam opgestaan in 'n nuwe lewe, ek glo dit. Ek het opgestaan in 'n nuwe lewe. En hoor wat sê Romeine 6 vers 10 vir ons. Hy het eens en vir altyd vir sonde gesterf. Sê saam met my, vir eens en vir altyd. Jy moet hierdie ding snap vanmôre. Daar's nie nog iets nie, vir alles wat ek gedoen het, vir alles wat ek nou doen, hier knip jy nie eens jou oë nie, en vir alles wat ek moontlik kan doen, daaroor smile jy nie eers nie, maar vir altyd het hy vir eens en vir altyd vir sonde gesterf, en nou leef hy vir God. Christus het vir eens en vir altyd vir sonde gesterf, vir eens en vir altyd. En nou leef hy vir God. Wat waar is van hom, is waar van my. Is julle nog met my? Julle moet saam bly. Hierdie is lekker teaching. As jy dit snap, gaan dit jou lewe verander. Dit sal nooit weer gebeur nie. Die implikasie, jy moet jou posisie verstaan. Die implikasie is vir altyd. Hier's die dilemma wat ons gehad het. Jy kom hier, jy verstaan ek moet by Christus uitkom. Jy het tot bekering gekom in 'n kerk, nou begin jy die pad loop en jy struikel. Jy maak 'n fout. Jy doen 'n werkwoord. Onmiddellik vat jy die werkwoord en jy maak dit jou label. Snap julle hom? Nee. Die bloed van Jesus het vir eens en vir altyd my gereinig van sonde. As ek struikel, sê die skrif, rig die Here my op. Amen. Hy sê al struikel die regverdige ook, hoeveel maal? Elke keer, sê saam met my, elke keer. Help die Here my op. Toe ek in Adam was ek gebore in sonde. Dit was 'n ou natuur, maar geloof in Christus bring my by wedergeboorte. Dis is die ou Adam se goed nie meer op vir my van toepassing nie. Nou is hier 'n nuwe lewe, 'n lewe van wen op my lewe van toepassing. Maar die probleem is dit, as ek die heeltyd op Adam fokus, en dis wat in die kerk gebeur het. Die kerk het ons vir jare na Adam toe gevat en gesê, weet wat, jy moet hierdie ding wen. Luister, vanmôre sê ek vir jou onomwonden, soos Pikbote sal ek sê ek status categorically. Jy kan nie wen nie. Jy dink jy wen een ding en dan poetjie 'n volgende ding jou. Kom, is dit waar of is dit nie waar nie? En vanmôre moet jy verstaan, in hierdie ou Adam is daar 'n ou natuur wat mee saamloop en ek is gebore in sonde, maar geloof in Christus bring my uit dit uit en ek hou op om daarop te fokus en nou word ek bewus, wie is binne in my? Christus. En ek loop en ek kry swaar, wie is binne in my? Christus. Ek struikel, ek maak die fout van my lewe, wie is binne in my? Wie het gesê, ek laat vaar nie die werke van my hande nie. Ek gee nie om wat jou dominee vir jou gesê het nie. Die woord van God sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Jesus Christus se woorde. Dis 'n goeie plek om oor opgewonde te raak. Hy sê, die werk wat ek in jou begin het, gaan ek klaar maak. Kom kerke en dan preek hulle goed, jy het gebackslide, jy kan nie. Al wanneer jy veragter in genade is, as jy die wet weer aanhang, Galasiërs 5. Hier's die ding, die ou sonde
slawe drywer het sy mag oor my verloor. En sonde is nie meer my meester nie. Sê dit saam met my. Sonde is nie meer my meester. Jy het nodig om dit oor jou lippe te sê. Doen dit nog een keer saam met my. Sonde is nie meer my meester. Weet jy wat? Jy moet dit vanmôre hoor. Daai mag is verbreek. Amen. Weet jy wat? Jy moet letterlik ja sê om weer sonde te doen. Hou op om magte en goed die skuld te gee. Die werk is volmaak gedoen. Ek moet letterlik ja sê. Nou kom ons met allerlei siek verskonings en ons rasionaliseer die gemors in ons lewens en ons maak stories daarvan. Hier's die ding, ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Jy moet dit glo en jy sal vry wees. Net soos wat sonde nie meer sy meester was nie, is sonde nie meer jou meester. Ook in jou Bybel, Romeine 6 vers 11. Julle moet dus ook verseker weet, hoor hier, jy's ongemaklik vanmôre oor hierdie woord, maar hoor wat sê God se woord vir jou. Jy moet verseker weet, jy moet dit weet, dat julle nou vir sonde dood is. En dat julle nou vir God lewe, deurdat julle met Christus. Hoe leef ek vir God? Deur die feit dat ek met Christus een is. Snap julle hom? Dis geloof. Dis geloof dat ek glo ek is met Christus een. Omdat ek met Christus een is, kan ek wen. Omdat ek met Christus een is, kan ek hierdie pad loop. Kom ek gee vir jou die beste nuus wat ek vir jou ooit kan gee vanmôre. En hierdie is regtig in elke vertaling, Romeine 6 vers 14. Die sonde mag hoegenaamd nie oor julle heerskappy voer nie. Julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die wet nie, maar onder die bevrydende mag van genade. Wow. Hierdie is powerful, man. Hierdie is een van daai goed waaroor jy saam met my baie opgewonde moet maak. Hy sê sonde kan hoegenaamd nie meer oor jou heerskappy voer nie. Hy sê julle leef nie meer onder die verslawende mag van die wet nie. Weet jy wat is die verslawende mag van die wet? Jy mag nie van hierdie botteltjie drink nie. Jy mag nie. Wat gaan jy maak? Jy gaan van hom wil drink. Want ek adverteer hom. Ek gaan volgende week baie meer hieroor praat. Maar ons leef nie meer onder die verslawende mag van die wet nie. Ons is vrygekoop van die wet. Ons leef onder die bevrydende mag van genade. Weet jy wat maak genade? Genade kom en haal my terwyl ek hier is. Ek word bewus van Christus, ek word wedergebore en ek stap en ek leef onder 'n bevrydende mag, 'n mag wat besig is om my te bevry. Is julle met my? Luister wat sê 6:14 in die Nuwe NIV. Hy sê, for sin shall not be your master, because you're not under the law, but under grace. Hier wat is die probleem met wet? Korintiërs sê vir ons, as die wet gelees word, kom daar 'n sluier oor jou oë. Onmiddellik verloor jy die vryheid wat genade bring, want onmiddellik wil jy weer op jouself en op werke en op reëls staat maak. Is julle met my? Ek's amper klaar. Ek wil dit net nog so 'n paar keer herhaal, want ons leef onder die bevrydende mag van genade. Sê saam met my, sonde is nie meer my meester nie. Dit moet in jou hart ingaan. Weet jy wat? Jy het nodig om dit vir jouself 100 maal 'n dag te sê, sonde is nie meer my meester nie. Nou ek het vir jou 'n simpel rooi toutjie gemaak. Jy hoef dit nie te doen nie, maar as jy wil, daar's vir jou verniet by elke deur is daar eenetjie, jy kan vir jou eenetjie vat. Vat een, moet nou nie vir almal by die huis vat nie. Ek het net genoeg gemaak vir die wat hier is. Miskien dink jy jou man of jou vrou het dit nodig, maar ons gaan dit nie vir hulle gee nie. Hulle verstaan nie wat ons sê. Weet jy wat? Al wat ek jou wil vra is om in 'n gewoonte te kom om vir jouself te sê, sonde is nie meer my meester nie. So dis al wat hierdie toutjie is. Dis 'n reminder om te sê, sonde is nie meer my meester nie. Hoe verstaan ek dit? Ek het een oggend luister ek na Focus on the Family. Ken julle daai program? Yes, dis awesome. Julle moet na Focus on the Family luister. Mooi goed wat hulle sê. Hierdie vrou vertel haar storie hoe sy 'n Russiese kind aangeneem het. Dit was 'n amazing storie geweest. Hulle het van die
kind te hore gekom. Toe vlieg sy, kan jy dink wat dit kos van Amerika af Moskou toe? Toe vlieg sy Moskou toe. En ek weet nie hoe julle is nie, maar as ek 'n kind sien, hulle doen iets aan my hart. Ek is so lief vir kinders. Ek het Janet Woensdag amper gesurprise. Ek het 'n dogtertjie gecounsel wat 12 jaar oud is en ek het haar so jammer gekry, ek het gehuil soos 'n kind toe ek al wegry. Ek het haar op huis toe gebring. Want kinders moenie in sulke omstandighede leef nie. Ek dink dis iets wat in hierdie ma se hart gebeur het toe sy hierdie Russiese kind sê maar dis Slovička, Chabernoska. Nou lees sy van haar en sy begin Moskou toe te vlieg. Nou word dit duur want sy het gedog sy gaan oorgaan, sy gaan aanneem en klaar. Ken julle die Russe, hulle sien geld. Toe sit $10,000 hier, letterlik $5,000 daar, dan sit hierdie proses, dan vlieg sy huis toe. Op 'n stadium toe moes hulle 'n tweede verband op hulle huis neem om al hierdie heen, maar nou het sy hart op hierdie kind verloor, né? En sy neem hierdie kind aan. En hier kom dit, die finale dag, Moskou laat weet jy kan kom teken, dis jou kind. En die oomblik toe sy daai dokument teken, toe verander hierdie kind se destiny vir ewig. Is julle met my? Met die teken van die dokument, toe word hierdie Martina, wat ook al, word sy Amerikaanse burger. Sy was arm, sy het niks besit nie, hulle het grys kleertjies, sy sê, hy wore grey dresses. Toe sy in Amerika land, toe stap sy in 'n kamer in, en Tinkerbell is in haar kamer. Sy's aangeneem, sy's kind van wat McGregors of whatever. Haar naam, haar van het verander, haar identiteitsboekie het verander. Maar weet jy wat het daai klein ding gedoen? Omdat sy gewoond was om swaar te kry, het sy kos gesteel en onder haar bed gebêre. Ons sukkel ook daarmee. Ons is so gewoond aan hierdie ou natuur. Ons is so gewoond aan hierdie ou natuur, dat ons is nog hierdie goed. Ons sê nog steeds is hierdie ding, terwyl ek 'n seun van God is. Snap julle hom vanmôre? Ek is verander van arm na ryk, ek is verander van hel verdien na seun van God. Die kinderhuis het al sy mag oor hy kan, sy sê toe sy by die lughawe kom, was sy so bang, want nou kan hulle almal sien, sy's 'n Amerikaner, en hierdie Russe by die Amerikaners uit. Sy sê en sy's bang, sy het vrees in haar hart, want nou hier loop sy met 'n Russiese kind, met 'n dogtertjie met grys klere, en al wat sy by haar het is 'n dokument, en toe sy by die douanebeampte kom, toe hulle sê, waar is hierdie kind se paspoort, het sy 'n dokument wat sê, ek het haar aangeneem, en hulle sien die handtekening is daar, en hulle vat 'n stempel, hulle sê, dis jou kind, daar gaan jy Amerika toe. Daar's 'n dokument. Daar's 'n prys betaal, en ek en jy is kinders van God, en ek en jy het 'n nuwe naam, en ek en jy moet dit begin uitroep, sonde is nie meer my meester nie. En die grootste impak in jou lewe is, sonde het sy mag oor jou verloor. Moskou het nou niks oor daai kind te sê nie, sy bly in Amerika, en sy's vry, en sy trek Barbie kleertjies aan, en Tinkerbell klere aan. Sy kry elke dag kos, soveel as wat sy wil hê, en sy het ouers wat vir haar lief is. Ek is in Christus, en die oomblik toe ek sterf, het ek vry geword. En die oomblik toe hy sterf, het hy al daai implikasie op my lewe gekom. En ek is 'n kind van God, en sonde is nie meer my meester nie. Hier is jou huiswerk. As jy wil, draai jy die bandjie. Jy het nodig om vir jouself dit te sê, sonde is nie meer my meester nie. Gestel daar kom 'n versoeking, en al die emosie is daar, en al die ou natuur roep jou en sê, stap hierdie pad. Al wat ek vir jou vra, al wat ek vanmôre vir jou vra is, stop net vir 'n oomblik. Stop vir 1 oomblik.
En sê hierdie woorde hardop vir jouself. Sonde is nie meer, sê dit saam met my, sonde is nie meer my meester nie. Jy gaan dit dalk nog doen. Dalk gaan jy dit nog doen. Ons weet dit. Paulus sê dit wat ek wil doen en ons gaan nie agter dit skou nie, jy gaan dit dalk doen. Maar ek sê vir jou, as hierdie 'n lifestyle word van sonde is nie meer my meester nie, gaan daar 'n dag kom dat jy gaan terugkyk en sê, waar is hierdie goed nou? Hallo? Moet opgewonde raak, is vryheid. Weet wat? Sonde, jy kan vir my daai gevoel gee, jy kan selfs vir my daai emosie gee, jy kan hierdie drang laat roep, maar ek is in Christus en sonde is nie meer my meester nie. Ek is in Christus, en sonde is nie meer my meester nie. Ek is vry. Ek is lewendig vir Christus. Hier's 'n ander natuur wat in my werk. Ek is wakker, ek hoor sy stem. Hy sê, ek het 'n nuwe verbond met jou. My Heilige Gees is in jou. Dit gaan jou lewe raak. Dit gaan jou familie raak. Dit gaan jou huwelik raak. Dit gaan jou finansies raak. Hoekom? Want sonde is nie meer my meester nie. En ek wil jou challenge, dra jou bandjie totdat jy dit glo. Ek het eintlik beplan om vir julle rooi rekkies te koop, dat jy jouself kan wakker maak. So ek het grace gehad. Ek sluit af, memoriseer vers. Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dus bevry, sal julle werklik vry wees. Die mense wat opstaan, gaan net gereed maak vir die doop, is al. Hy sê, as die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees. Hy sê in die nuwe vertaling, in die NIV, in die Engelse vertaling, hy sê, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Hier's die ding, ons glo dit nie, dis 'n mooi teksvers. Nee, dis die waarheid oor my lewe. As die Seun my vrygemaak het, sal ek waarlik vry wees. Glo jy dit? Nou loop ek loop in die straat af en ek kry 'n versoeking en sê ek sonde is nie meer my meester nie. Kry ek swaar, kom versoekings, sonde is nie meer my meester nie. Ek gaan nie voeter met die werkwoord nie. Ek weet daar's gedeel met die natuur toe ek tot wedergeboorte gekom het. Amen. Het jy al tot by wedergeboorte gekom? Dis 'n eenvoudige gebed. Here Jesus, ek kan dit self nie maak nie, ek het 'n verlosser nodig. Dankie dat U my was in U bloed en dat ek saam met U kan sterf en opstaan in 'n nuwe lewe. As jy wil, dan bid jy daai gebed nou in jou hart. En dan kom jy by wedergeboorte. Kom ons almal sluit ons oë vir 'n oomblik. Ek gaan vir jou bid. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen wat hier sit vanmôre wat hierdie radikale boodskap gehoor het dat sonde is nie meer ons meester nie, ons vir eens en vir altyd gedeel met sonde. Hier's van die mense wat nou hierdie gebed bid in hulle harte. Here, ek wil wedergebore word. Was my in U bloed, maak my skoon, maak my vry. Dankie dat U daai gebed nou hoor en dit beantwoord en hulle vry maak en hulle U kinders word in hierdie oomblik. Dankie dat dit wat waar was oor Adam is nie meer waar oor ons nie, want ons is in Christus. En dankie dat dit wat waar is oor Christus nou waar is oor my. En dankie dat sonde nie meer my meester is nie. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.